Lig en donker, donker en lig. Om ons en soms in ons is hierdie stryd. Ons is soms vegtend en stoeiend. Die lig verdryf die donker, so sê die dominee. Maar soms voel dit vir ons anders. Soms voel dit of die duisternis meer word en die lig wil uitblus. Die bose blaas die donker wolk om die lig te verduister. Die lig van hoop, die lig van vrede en die lig van liefde. Maar dan breek die helder son weer deur die wolke, want die ewige lig het onder ons kom woon, en nou is hy ook in ons. Die donker duisternis moes vlugtend wegskarrel voor die lig van hoop, die lig van vrede en die lig van liefde. Want daardie dag toe hy uitgeroep het, Tetelestai, dis volbring, het die lig die duisternis finaal verslaan. Dankie Here, dat hierdie lig met ons is, elke dag, en daarom bid ons, help ons Here, dat ons lig helder sal skyn in hierdie donker wêreld. Amen. Vriende, kom ek en jy sing vandag oor hierdie Jesus wat na die wêreld toe gekom het, die lig wat na die wêreld toe gekom het, en dat ons vandag hier is om hom te aanbid. Kom ons sit sommer net daar waar ons is vandag en sing hierdie aanbiddingslied saam. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became born. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Vriende, ons lees volgende woord uit Matteus 5 uit, waar 'n bekende gedeelte waar die Here Jesus self in die woord is. En dan sê hy dan vers 14 van Matteus 5, Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien. En dan julle Vader wat in die hemel is, sal verheerlik. Laat julle lig so skyn, dat mense dit sal sien, en julle Vader wat in die hemel is, sal verheerlik. Ons gaan net tot sover lees. Vriende, verlede week hoor ek hoe twee mense gesels, en ek hoor hoe die een man vir sy vriend vra, wat het jy het ons nou nodig in ons land? En ek hoor hierdie man se antwoord, en toe hy klaar is, toe lag sy vriend, wel ek hoop het was sy vriend gewees, en hy sê, jy's 'n karakter. En hierdie vraag het in my kop bly maal, wat het ons in ons wêreld nou nodig? En ons kan seker baie antwoorde hê, en miskien het jy volgende daar waar jy sit en kyk, jou eie antwoord. Wat het ons nodig? Miskien het ons baie genade nodig van die Here. Miskien
het ons minder korrupsie nodig. Miskien het ons nodig dat daar goeie leiers sal wees wat voorloop op hierdie stadium. Maar vriende, in daardie oomblik, toe hy dit vra en glimlag en sê sy vriend is 'n karakter, het ek gedink, dit is wat ons nodig het. Ons het mense nodig met karakter, met God se karakter. Ek dink nie dat ons besef hoe baie invloed ons op mense se lewens het nie. Vriende, ouers het 'n enorme invloed op ons kinders se lewens. Ek het hierdie week net weer besef hoe die onderwysers 'n invloed het op die lewe van ons kinders, positief of negatief. By ons werk, met ons kollegas, in ons huwelike, met ons huweliksmaats, die manier wat ek praat, kyk, doen, selfs as ek by 'n toonbank staan om iets te betaal. Ons gesigsuitdrukking, wel, mense sien dit al hoe minder met die maskers wat ons deesdae dra, maar selfs in ons gesigsuitdrukkings beïnvloed ons die mense wat voor ons staan. En ek het nogal gewonder, wat sou Jesus se antwoord op hierdie vraag wees, wat het die wêreld nou nodig? En toe lees ek weer hierdie week Matteus 5 en ek dink, sou Jesus nie juist dit geantwoord het nie, die wêreld het meer lig nodig. Vriende, want ek en jy weet dat die duisternis toegeneem het. Ons sien dit, ons sien hoe sedeloosheid in ons omgewing toeneem. Ons sien hoe korrupsie toeneem, hoe geweld toeneem, hoe moorde toeneem en hoe mense selfs hulle probeer regverdig daardeur. Ons sien hoe die sonde goed gepraat word. Ons sien hoe die duisternis wil toeneem en daarom dink ek sou Jesus antwoord, ons kort meer lig. Jy sien, Jesus kom nooit fokus op die duisternis nie, vandat Jesus as 'n klein babietjie in hierdie wêreld ingekom het, het hy gefokus op God, sy koninkryk, op die lig. Vriende, wat gebeur wanneer mense van die lig in die duisternis kom, of ons kan fokus op ons bron van ons lig en 'n helderder lig uitstraal, of ons kan besig raak met die duisternis en ons lig daar neersit en ons begin kennis opdoen van die duisternis, want ons dink ons moet almal waarsku hieroor. Ons moet kenners wees, ons moet 'n M en 'n D kry in sonde en in die duisternis, sodat ons mense kan waarsku. Nee. Jy hoef nie kennis van die duisternis te hê nie, gaan skyn net jou lig. Wees 'n kenner van die woord van God, wees 'n kenner van die lig. As jy praat, moet dit met wysheid wees, nie om duisternis uit te lê nie, maar om die woord en die skrif en lig uit te lê. Vriende, baie keer raak ons so besig met die duisternis en die donker, dat ons nie agterkom dat die olie in ons lampe minder raak nie. En dat die duisternis besig is om die lig te wil uitdoof nie. Daarom moet ek en jy nooit ons lig neersit en so besig raak met die donker en die duisternis om ons, sodat ons nie meer die draers van die lig is wat in ons is nie. Ja, die donker is baie, maar vriende, die lig kom en doof die duisternis uit. Daarom kom ons fokus op lig. Dis wat Jesus vir ons hier in Matteus 5 gesê het, né? Julle is die lig. Steek jou lamp aan en gaan sit dit op 'n lampstander. Laat jou lig voor die mense skyn, dat hulle dit kan sien. Moenie jou lig wegsteek nie. Nou is die vraag, hoe doen ons dit? Hoe skyn ek en jy ons lig so helder, dat die duisternis uitgedoof word? En ek dink, Jesus het vir ons kom leer, die eerste manier hoe ons lig skyn, is deur liefde te gee. Vriende, miskien moet ons vandag vir 'n oomblik gaan stil staan by liefde en vra, hoe lyk die liefde
as ons ligte helder skyn. Ek dink as ons die donker van die haat en die leuns wil oorweldig, dan gaan ons dit net kan doen deur 'n lig van liefde te skyn. 'n Liefde wat teer is. Hierdie liefde, vriende, hierdie liefdeslig wat ek en jy kom skyn in die duisternis, is 'n liefde wat na mense kyk met dieselfde oë waardeur Jesus na mense kyk. Dat ek en jy, wanneer ons hulle sien soos wat God hulle sien, skatte. Dis hoekom hy sy seun uit die wêreld toe gestuur het. Dat ons dan 'n ekstra myl in hulle skoene sal loop. Dat ek en jy nie maklik sommer net sal reageer nie, maar sê, kom ek vra vir 'n oomblik, hoe dink ek sou ek voel as ek in jou skoene was? En om dan hierdie skat van God met 'n stuk teerheid en 'n stuk liefde te nader. Jy sien vriende, die oomblik wat ons dit reg kry om met tere liefde na mense toe te gaan, dan word oppervlakkige verhoudings dieper. En hierdie verhoudings word warm. Maar jy sien, ons kan nie net teer liefde gee nie. Ons liefde moet ook waarheid inhou. Ek dink in ons wêreld word soveel mense deur leuns en bedrog geraak, dat almal moeg is daarvoor. Vriende, hoeveel keer het jy nie in jou eie lewe gedink, kan die leuns nie net ophou nie, kan mense se agteraf storieetjies nie net ophou nie. Kan ons nie net begin leef in waarheid nie. Ek het nogal gewonder, want baie keer kom die aanklag dat wanneer die waarheid gepraat word, mense nie lief het nie. En toe het ek gaan dink daaroor en ek het gewonder, kom ons sê dat jy in 'n verhouding met jou man is. En jy vind uit dat jou man ontrou is aan jou, of jou vrou. Sou jy hierdie leuen bly leef het, dat dit nie waar is nie? En hom net bly lief hê? Of sou jy die waarheid op die tafel gesit het, al die feite en gesê het, kom ons werk in ons verhouding, sodat daar ware liefde tussen ons kan wees? Vriende, sien, my en jou verhouding met God is 'n huwelik. Die Here sê dit self in sy woord. Hy sê, hy is die bruidegom en ons is die bruid. En in Openbaring is sy aanklag na een van die gemeentes toe, julle het my nie meer lief soos voorheen nie, ek sien meer julle eerste liefde nie. Vriende, as ons ontrou is aan God, kan ons kies, leef ons die leuen, en ons sê ons het God lief, of gaan ons die waarheid nader en sê, Here, U lig het in my duisternis kom skyn, help my, want ek wil U weer lief hê, soos van vooraf. Ek wil Here hê, dat U my eerste liefde moet wees. As ek my eie huwelik dink, dan sou ek kies dat ons nie 'n leuen moet leef en mekaar maar net moet lief hê nie, want ek weet dat daai liefde later ook maar vals sou word. Ek sou wou hê dat die waarheid moet seëvier en dat ons huwelik sterker en beter moet word. Ja, vriende, Jesus is die sagmoedige herder, hy is die nederige redder en hy is die lam van God. Maar hy is ook die een wat in Matteus 23 vers 15 gesê het, julle blinde leiers, julle skep die muggie uit julle beker uit, maar sluk 'n kameel in. Julle maak die buitekant van julle beker skoon, maar die binnekant het hepsig. Julle
is soos wit geverfde grafte, buitekant baie mooi, maar binnekant dood. Vriende, ek en jy kort teerheid, ja. Ons kort 'n sensitiwiteit. Maar as ons regtig lief het, dan het ons ook nodig om die waarheid met mekaar te deel. Anders is ons liefde maar net 'n stukkie sentiment. Jy sien, soveel keer hoor ek dat mense sê, wel, of ek moet kies en die vrede bewaar, of ek moet die waarheid praat, maar ek kan nie albei nie. En soveel keer wen om die vrede te bewaar. En dan dink ek aan Efesiërs 4, daar in vers 25, waar hy sê, ek beveel julle, dat julle die valsheid moet aflê. Dit is 'n bevel, dit is 'n opdrag van God af. Lê die valsheid af, en onder mekaar moet julle dan die waarheid begin praat. Vriende, dis nie 'n keuse nie. Ons keuse is nie, bewaar ek die vrede, of praat ek die waarheid nie. Jesus sê, lê die leuen af, die valsheid af, en praat die waarheid. Jy sien, as ons sê, ons kies hierdie vrede, dan is dit eintlik maar net 'n skynvrede, wat saam met 'n stuk valsheid kom. Maar as ons kies vir die waarheid, dan kry ons die vrede van God, want die vrede van God is gebaseer op die waarheid. Ek dink as ons lig skyn, dan sê die Here, as julle in hierdie duisternis van die wêreld ingaan, het julle nodig om liefde te gee, waar daar haat is. En hoe gee ons liefde? Met 'n stuk teerheid, met 'n stuk empatie, maar ook met die waarheid. En dan gee ons ook die liefde, vriende, want dit is opofferende liefde. Dis 'n liefde wat sal gee van myself. Ek lees hierdie week weer 'n boek van Bill Hybels, en ek lees hoe hy sê, dat die liefde wat ons moet gee, hierdie onvoorwaardelike liefde, 'n liefde moet wees, wat ons gee sonder om uit te brand. Want as ons uitgebrand is, het ons niks om te gee nie. Is dit nie wat God ons geleer het nie? Het hy nie gesê, as julle kom om liefde te gee, dan moet dit wees deurdat julle dien nie. Onthou jy daar in Markus 10, die wat groot wil word, moet klein wees. Die wat belangrik wil wees, moet dien. Vriende, hoeveel keer het ons diensbaar geword in die afgelope tyd in ons huwelike, in ons gesinne, vir ons kinders, by die skool, in ons werksomgewing. En dan is ek en jy dien, en opbou, en aanmoedig. Moet dit nie wees sodat ons op die volgende plek waar ons kan kom, dat aan die groot klok kan hang en sê, dis wat ek gedoen het vir my familie, dis wat ek gedoen het by die skool nie, want dan is dit eintlik maar net 'n middel gewees om jouself weer te verheerlik. Matteus 5 sê vandag vir ons, as ek en jy ons lig laat skyn, dan is dit om wie te verheerlik? God, nie onsself nie. Dan dien ek, maar ek hou dit nie aan die groot klok nie, sodat hierdie mense kan sê, hoe groot is God? Vriende, as ek en jy liefde gee, 'n opofferende liefde, dan offer ons onsself op, sodat God verheerlik kan word. Mag ek en jy hierdie maand wat voorlê, September maand, die maand van lente, nuwe lewe, nuwe seisoene, mag ek en jy opstaan en in hierdie maand regtig gaan liefde uitdeel waar dit nodig is, vir ons kom. Mag ons lig van liefde gaan neersit in 'n duisternis waar haat heers, en woede, en nait. En as jy jou lamp wil gaan skyn in die duisternis, jou liefdeslig, en jy kom agter, maar ek sukkel daarmee, want die olie is min, klim van die tredmil van die lewe af. Gaan sit by jou tank en vra, wat van my tank is leeg? Is my geestelike tank leeg? Want dan moet jy tyd spandeer saam God, lees sy woord, bid, soek hom.
is wat leeg is, dan moet jy iets gaan doen wat vir jou lekker is. Gaan stap, lê met jou bene in die lug, ontspan, lees 'n boek. Gaan ry fiets, gaan ry perd. Nou net nie as jy bang is vir 'n perd besluit, dis wat jy gaan doen om jou emosionele tank vol te kry nie. Doen iets waarvan jy hou. Gaan speel golf. Gaan loop in die natuur rond. Maar maak jou tank vol. Miskien is dit fisies wat jy dink leeg is, dan moet jy vir jouself vra, hoe eet ek, hoe slaap ek, hoe oefen ek? Hoe kyk ek na my fisiese welstand? Vriende, klim af van die tredmil en maak jou tank vol, sodat jy jou lig kan gaan skyn in die duisternis waar haat is, laat ons liefde bring. Vriende, nog 'n donker plek waar ek dink waar meer lig nodig is in die behoeftes van mense, die donker waar mense sit met al hulle behoeftes en hulle nood. Dis asof God vandag vir my en jou sê, gaan skyn julle lig waar die behoeftes van mense is. Dit laat ek my Lukas 6 waar hy sê, as iemand vra vir jou bokleed, gee ook jou onderkleed. En dan in Handelinge 2 sien ons hoe die gemeente mekaar versorg het. Vriende, hierdie week wat kom, ons wil dankie sê vir almal wie vir kos gebring het na Vader 4 gemeente toe, sodat ons gemeentelede wat swaar kry kan help. En as jy vergeet het en nog steeds wil 'n verskil maak, jy is welkom om nog steeds kos te bring. Maar voorsien, gaan skyn jou lig in die donker waar mense se behoeftes is. Een van die mooiste tekste wat ek hierdie week weer raak gelees het rondom dit, is in Jesaja 58. Waar die Here sê, as jy jou wy aan die wat honger is, en voorsien in die behoeftes van die wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou nag is word, soos die helder middag. Wanneer jy voorsien aan mense se behoeftes, dan skyn God sy lig in die donker. En die nag word so helder soos middag. Vriende, as jy vandag gewonder het, hoe kan ek lig skyn? Dan sê die Here, jy kan eers jou liefde gaan gee, jy kan die waarheid gaan gee, maar hoe kan jy nog jou lig skyn? Jy kan aan mense se behoeftes gaan voorsien. Dan die derde plek waar ons lig kan gaan skyn. En ek dink dis die donkerste donker waarin ons gaan instap as ons 'n lig wil vat. Dis dit mense se lewe wat God nie ken nie. Vriende, ek dink nie dat daar 'n donker is as die donker om God nie te ken nie. En dis tog hoekom Jesus na die wêreld toe gekom het. Hy het nie gekom om mense se lewe beter te maak nie. Hy het gekom om mense te red. Hy het gekom vir die wat verlore is en vir die wat siek is. Hy het sy lyf kom brug sit tussen God en die mense wat in die duisternis is. Hy het gesê, ek sal die leer kom sit en ek sal hierdie liggies van God se lig kom skyn in hierdie leer, totdat dit in die wêreld van hierdie mense in die duisternis sal deursypel. En nou vriende, by my en jou om dit te doen, onthou jy nou in Johannes 1, waar gepraat van Jesus en dat Johannes oor Jesus moes praat, né? Vers 5 sê, laat skyn julle lig in die duisternis, want die lig sal die duisternis uitdoof. Die duisternis kan die lig nie uitdoof nie. Johannes het van hierdie lig kom getuig en ek en jy moet dit ook doen. Ons moet getuig van hierdie lig van God in ons lewe. 2 Korintiërs 4 vers 6. Wil ek met julle deel en ek gaan dit lees uit die boodskap uit. God het heel aan die begin gesê, laat daar lig wees, laat die donker verdwyn.
Dieselfde God wat dit gesê het ook op 'n dag my lewe nuut gemaak, skryf Paulus, né? Hy het my met sy helder lig in my donker lewe kom skyn. En toe het ek vir die eerste maal besef hoe groot en vol heerlikheid hy is. Vriende, hoorie, Paulus skryf en hy sê, hierdie God wat in die begin in Genesis gesê het, laat daar lig wees, is die God wat sy lig in my duisternis kom skyn het. En toe het ek vir die eerste keer sy heerlikheid besef. Die Here stuur my en jou, soos wat hy vir Johannes en vir Paulus gestuur het, stuur hy ons en hy sê, gaan skyn jou lig. Gaan vertel vir mense van Jesus wat die lig is. Sodat hulle vir die eerste keer sal besef hoe groot en vol heerlikheid hy is. Vriende, die donkerste donker is wanneer mense God nie ken nie. En ek en jy kan die lig in daardie donker kom skyn. Mag ons in hierdie week uitgaan en mag ons ligdraers wees, soos wat Matteus 5 vir ons sê. Mag ek en jy die duisternis aandurf. Ek weet nie of jy onthou, toe jy 'n kind was, né, en jy is bang. Maar dit donker is daar voor. En jou ma gee vir jou flitsie of 'n liggie. Dan is dit asof die vrees verdwyn, want ek stap met my lig in die duisternis in, en hierdie lig doof die duisternis uit. Hoeveel kinders slaap nie elke aand met 'n liggie in hulle kamer aan, sodat dit nie donker is nie. En dit verdryf die vrees. Wat het ons wêreld nodig? Mense met karakter, God se karakter. En dan sal daar meer lig wees in hierdie wêreld. 'n Lig wat skyn met liefde, 'n liefde wat sag en teer is, maar tog wat waarheid gee. 'n Liefde wat kyk soos wat God kyk. Mag ons lig gaan skyn in mense se behoeftes. Daar waar die duisternis van hulle behoeftes toegeneem het, mag ons lig daar gaan skyn. En mag ek en jy dan ook die lig in mense se donkerste donker skyn. Mag ons vir hulle gaan vertel van die groot lig, Jesus Christus. En as jy vandag gewonder het oor wie jy is, jy's 'n ligdraer. Gaan skyn jou lig, want die lig klop altyd die duisternis. Amen. Dankie dat ons in hierdie oomblik so bewus is van ons eie menslike gebrokenheid. Dankie Here dat ons bo dit bewus is van die almag. En dat die lig gekom het in die duisternis, en soos wat Paulus skryf, dat hy eintlik ook maar 'n woord gespreek het by ons, laat daar lig wees. En die duisternis het op die woord pad gegee. Jesus, ons weet dat Johannes vir ons kom leer in Johannes 1, dat hierdie groot lig is wat na die wêreld gekom het. En daarom bid ons nou, Here, help ons om ligdraers te wees. Mag ons nie ons lig onder 'n maatemmer sit nie, maar mag ons dit op 'n lampstander sit vir die wêreld om te sien, nie sodat ons eer kry nie, maar sodat U verheerlik word. Dankie dat die gebed van ons hart vandag is. Maak ons ligdraers, Here, tot die eer van U naam. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, ek en jy gaan ook nou die geleentheid hê om saam te mag sing. En ons gaan vra, Here, help ons om ons lig te skyn. Helder skyn nie lig vir die nasies, maar Here, laat die lig ook deur ons skyn, waar ons kom. Kom ons sing dit saam.
helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig, mag U lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons aan, tot die hele wêreld kan jubel oor U naam, mag U lof hier deur ons klink, balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met hul seer, tot die hele wêreld kan sien dat U genees, mag U troos hier deur ons bied, eer U woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat U bevry, mag U hoop hier deur ons vier. U is koning hier oor die aarde, die mense vra na U wil om U te eer, tot die hele wêreld kan juich dat U regeer, laat U ryk hier in ons kom, laat U ryk hier in ons kom, laat U ryk hier oral kom. Vriende, volgende wil ek jou uitnooi dat as jy ook ons finansiëel wil ondersteun, sodat die werk van ons gemeente kan voortgaan en ons droom kan uitleef, om Jesus te volg, mekaar te versorg, en dan moet diensbaar te wees teenoor die wêreld, is jy welkom om 'n bydrae te maak in ons rekening. Ons het 'n chequerekening by Absa, in die naam van NG Varevuur, en die rekeningnommer is 053 058 0032, 053 058 0032. En dan is ons kerkkantoor ook in die week oop van maandag tot donderdag, 9:00 tot 4:00. As jy 'n kontant bydrae wil maak en nie geriewe het tot 'n EFT nie. Ek wil graag die seën oor U uitspreek. Mag jy hierdie week gaan, mag jy jou lig gaan skyn in die duisternis. Vriende, weet die lig doof altyd die duisternis uit, daarom moet nie bang wees nie. Mag jy hierdie week ingaan met die wete dat die genade van God vir jou groot genoeg sal wees. Wanneer jy die duisternis nader, dat sy lig die duisternis sal uitdoof. Mag jy weet dat die Here Jesus vir ons kom leer het, wat selfopofferende liefde is, deurdat hy sy lewe gegee het vir ons. Mag ek en jy deur sy oë na ander kyk, en mag ons so ons lig skyn. En mag die Heilige Gees aan my en jou hart kom raak, sodat ons hierdie liefde wat ons gee met deernis sal gee, maar ook met waarheid. En mag ek en jy dan mense se behoeftes raak sien en die lig gaan skyn waar hulle behoefte is. Vir die Vader, die Seun en die Heilige Gees hierdie week by elkeen van u sal wees. Amen. Let there be light. Open the eyes of the blind. Purify our hearts in your fire. Breathe